Hallo julle, raai wat? Dis weer bietjie tyd vir nuus in 'n nutshell met julle favourite, Friskie Mariski. Luisterie julle, as julle nou al gedink het, ons het groot kak gehad, is daar niks wat so groot is soos wat kom hierdie week nie. Julle, nie net is dit die einde van die maand nie, maar dit is amper die eerste Woensdag van die maand en julle weet wat ek bedoel. Ons gaan kak met die petrol en dieselprys. Jep. Okay, julle, vir die van julle wat dink die war in Iran raak julle nie, wel weet jy wat son skyn, dit gaan jou sak raak, okay? Want ons wag nog vir die Department of Mineral and Resources om aan te kondig hoeveel kan ons verwag om vir petrol te betaal van hierdie week af. En to add fuel to the fire, is nou nie letterlik nie, maar is die exchange rate tussen die dollar en die rand ook besig om sy gat te sien, sonder 'n speeltjie. I mean, it was going from 15 rand per dollar. Nou is ons, laaste wat ek gesien het, was dit 17 rand 17 cent. En nee, daar is nie die soorte angel number waarvoor ons uitkyk nie, maar se kinders. Daar is probleme. En asof dit nie erg genoeg is nie. Ek dog, kom ek doen ons 'n guns en kyk wat is die update op die war in Iran. En een van die eerste headlines wat ek nog ons op CNN laas lees, op CNN raak lees, is dat Trump threatens to Hello, Gingy. Trump threatens to obliterate, word for the day, liberate, which means to destroy or ultimately wipe out. What the fuck? Trump threatens to liberate Iran's energy sources. Ek weet nie presies wat dit beteken nie, maar ek hoop nie dit bedoel ons petrolprys gaan verder kak nie, julle. Anyways, dit is genoeg negativiteit vir 'n maandag. Dis nuus in 'n nutshell. Met julle favourite, Friskie Mariski. Like, share en comment. Gaan jy jou huis verkoop om petrol te koop? Waar steek jy die petrol weg? Wie het 'n petrolstasie? #asking for a friend.